Goeiedag graad 12 leerders. Welkom by vandag se verbruikersstudieles. My naam is Marley Diran. Hierdie les is moontlik gemaak deur die Noord-Kaapse Onderwysdepartement in samewerking met Bokama Ontwikkeling en Navorsing. Vandag se les gaan oor voedsel en voeding verwante siektes. Kom ons kyk na wat is ons lesdoelwit. So aan die einde van hierdie les moet julle in staat wees om sekere terme rondom hartsiektes, hoë bloeddruk en anemie te kan definieer, die voedingsfaktore wat bydra tot hierdie siektes te kan identifiseer, verduidelik hoe 'n ongebalanseerde dieet tot hartsiektes, hoë bloeddruk en anemie kan lei, toepaslike voedingsriglyne aanbeveel om hierdie siektes te voorkom en te bestuur, verskillende voedseletikette te kan ontleed en identifiseer watter produkte risiko's kan inhou vir mense met hoë bloeddruk, anemie en hartsiektes, eetpatrone te kan evalueer en bepaal of dit gesond of ongesond is en die konteks van in die konteks van voedselverwante siektes. Ons voorkennis. Om hierdie hoofstuk met sukses te kan doen, moet jy kennis hê oor die verskillende voedselgroepe. Jy moet ook jou nutriënte en hulle funksie baie goed ken. Voedselverwante dieetriglyne wat reeds in graad 10 en 11 geleer is, kan gebruik word om gesonde maaltye te identifiseer en om te bepaal watter nutriënte nie bevorderlik vir die liggaam is nie. Kom ons doen 'n grondlyn assessering. Onthou, 'n grondlyn assessering is om net te sien of jy kan onthou wat ons vir jou in graad 10 en graad 11 geleer het. Identifiseer die voedselitem wat hoog in versadigde vette is. Goed, is dit botter, avokadopeer, hykvis of olywe? Sover ek weet, daar is goeie vette in, goeie vette in, goeie vette in. So ons regte antwoord is dan nommer A, botter. Ons tweede vraag, identifiseer die voedselitem wat die hoogste hiemayster bevat. Hiemayster. Hiemayster kry ons net in dierlike produkte. Goed, met ander woorde, ons het 'n T-bone steak, aardappels, spinasie en wortels. Die enigste dierlike item op die lys is nommer A, T-bone steak. Nommer 3. Noem die siektetoestand wat veroorsaak word as jy te veel sout eet. Goed, is dit hartsiektes? Is dit hoë bloeddruk? Is dit anemie? Of is dit diabetes? En die korrekte antwoord is hoë bloeddruk nommer B. Produkte nie. Gaan jy 'n hartsiekte kry? Gaan jy diabetes kry? Gaan jy anemie kry? Of gaan jy hoë bloeddruk kry? En die korrekte antwoord is anemie. Noem die vitamiene wat help met die opname van yster. Goed, en wanneer ons ontbyt eet, wat drink ons altyd met ons ontbyt? Ons drink altyd lemoensap. En watse vitamiene bevat lemoensap? Lemoensap bevat vitamiene C. So, vitamiene C help met die opname van yster. Goed, kom ons begin met ons les. Terminologie, terminologie, terminologie. Wanneer jy met enige hoofstuk begin ons altyd met ons terminologie. Onthou hoe belangrik jou terminologie is. As jy jou vakterminologie ken, kan jy enige vraag beantwoord in die eksamen.
So ons begin met arteriesklerose. Belangrik, jy moet dit ken vir die eksamen. Hy sê so lekker arteriosklerosis. Dit is wanneer die binnewand van jou koronêre arterie beskadig word. En wanneer daai binnewand beskadig word, gaan daar vette of plaak opbou in daai arterie. En dan gaan daai arterie verstop word en ons bloed kan nie deur daai arterie vloei nie. En dit is wat ons hartaanvalle veroorsaak of wat gaan veroorsaak dat jy 'n beroerte kry byvoorbeeld. Cholesterol. Cholesterol is 'n sagte wit wasagtige stof wat in die lewer vervaardig word. So ons eie liggame maak cholesterol want ons liggaam het cholesterol nodig. As ons gaan kyk na ons liggaamselle, jy gaan sien dat vervaardig en in die bloed na ons liggaamselle vervoer word. Baie keer kry ons cholesterol binne ons bloedvate en ons bloedwande en ons arteries. Ons liggaam het dit nodig. Nee, maar te veel cholesterol en ons slegte cholesterol, dis waar ons probleem lê. Maar dit is so sagte wit wasagtige stof wat jy binne in jou are gaan kry. Dan in graad 10 en 11 het ons al klaar geleer van versadigde vette, onversadigde vette en transvette. Onthou, versadigde vette is ons slegte vette. Dit is die vette wat in ons ondierlike produkte gaan voorkom. Dit is die vette wat ons are gaan opvul en dit gaan blokkades in ons are veroorsaak en dit gaan veroorsaak dat ons hartsiektes kry. Transvette is ook baie sleg, want transvette gaan ons kry in verwerkte produkte, soos byvoorbeeld in 'n vetkoek wat dan in olie gebraai is. Of ons gaan kyk na sjokolades, of ons gaan kyk na koekies byvoorbeeld. Margarine en botters bevat ook transvette. Aardappelskyfies bevat ook transvette, wat baie sleg is, want dit gaan ook ons are blokkeer en dit gaan ook veroorsaak dat ons hartsiektes kan kry. Onversadigde vette is ons goeie vette. Onthou, ons moet vette inneem. Ons moet die goeie vette inneem, want dit is waar ons mooi rosige wange vandaan kry. Dit is waar ons blink hare vandaan kry. Ons het die goeie vette nodig. So wanneer jy kosse gaan kies wat jy kan eet, maak seker dat dit die onversadigde vette bevat wat ons goeie vette is. Dan is daar hoë bloeddruk. Hoë bloeddruk is 'n algemene toestand waar tydens die druk van die bloed teen die wande van die arteries so hoog is dat dit uiteindelik tot gesondheidsprobleme soos hartsiektes kan lei. Ek sê altyd, hier langs die kant van jou kop sit daar 'n klein aartjie. En wanneer mens baie keer so kwaad word, lyk dit of daai aartjie enige tyd gaan pop. En dit is 'n baie goeie voorbeeld van hoë bloeddruk. Daai are klop so en hulle kan enige tyd ontplof. En wanneer hulle ontplof, dit is wanneer 'n mens dan byvoorbeeld 'n beroerte kan kry. Anemie? Anemie is 'n toestand waar ons nie genoeg yster in ons bloed het nie. Ons het ook nie genoeg Vitamiene B12 nie. Ons het ook nie genoeg folinsuur nie. Al 3 daai is belangrik vir ons rooi bloedselle en ons rooi bloedselle gaan die suurstof in ons liggaam vervoer. So as ons nie genoeg rooi bloedselle het wat suurstof kan vervoer nie, gaan ons ongelooflik moeg voel en dit kan dan anemie tot gevolg hê. Goed, kom ons begin by koronêre hartsiektes. As ons kyk na koronêre hartsiektes, is daar twee gedeeltes waarna ons gaan kyk. Ons gaan heel eers kyk na ons hoë bloedcholesterol en dan gaan ons kyk na arteriosklerose. Wat is die verskil tussen hoë bloedcholesterol en arteriosklerose? Nou hierdie prentjies wys dit eintlik baie mooi vir jou. Hierso het ons 'n normale aard met die normale hoeveelheid cholesterol wat ons liggaam moet in hê. Goed, daar kan jy sien die normale aard met die normale hoeveelheid cholesterol wat ons liggaam nodig het. As ons na hierdie een kyk, is hierdie aard baie vol met onnodige hoeveelheid cholesterol en by hierdie enetjie is ons aard baie leeg want hy het baie min cholesterol in. Goed, so daai cholesterol is die wit, wassige middel wat ons binne in ons are gaan kry. As ons na hierdie prentjie kyk, kan ons 'n baie mooi idee kry wat arteriosklerose is. Hier het ons 'n normale aard
En dan begin daar plaak opbou in ons aar. En hoe meer plaak opbou, hoe kleiner word die opening waardeur die bloed kan vloei. En op die einde is hierdie aar so geblok dat die bloed glad nie na ons hart of na ons brein kan vloei nie. En dit is wanneer ons dan 'n hartaanval kry of wanneer ons dan 'n beroerte gaan kry. So wanneer jy ook hierdie leer, maak seker jy leer dit met prentjies sodat jy kan onthou. As jy fisies sien hoe dit lyk, gaan jy dit ook onthou in die eksamen. Kom ons kyk na hoë bloedcholesterol. Cholesterol is 'n sagte, wit, wastige stof wat in die lewer vervaardig word en in die bloed na alle liggaamscelle vervoer word. Liggaam het cholesterol nodig. Hoekom het ons liggaam cholesterol nodig? Want dit bou gesonde selle en dit maak deel uit van ons selmembrane. Hierdie definisie is belangrik. Jy moet dit ken vir die eksamen. Verskillende tipe cholesterol. Daar's goeie cholesterol en daar's slegte cholesterol. Goed, kom ons kyk eers na ons goeie cholesterol. HDL cholesterol. Hoe weet jy dat dit 'n goeie cholesterol is? Want dit begin met 'n H en 'n H staan vir hemel en alles in die hemel is goed. Dit is onthou dit HDL cholesterol is ons goeie cholesterol. So jou goeie cholesterol gaan al die oortollige cholesterol terugvat na die lewer toe sodat dit afgebreek kan word en uitgeskei word. En dan ons slegte cholesterol is ons LDL cholesterol. Goed, wat dit doen is, dit gaan opbou in die wande van ons are en dit gaan veroorsaak dat ons are dan geblokkeer word en dan gaan dit hartaanvalle of beroertes veroorsaak. Kom ons kyk na die oorsake van hoë cholesterol. Die oorsake kan geneties wees. Ja, jy kan by jou ma en jou ouma blameer daarvoor. Dit kom in ons gene voor, so dit kan geneties wees. Tweede, dit kan ook wees omdat ons 'n dieet het wat baie hoog aan versadigde en transvette is. Ons rook, ons neem in te veel alkohol, of dit kan ook wees omdat ons oorgewig is. Dan as ons kyk na ateriosklerose. Goed, hier weer baie mooi. Hier's 'n normale skoon aar en daar is 'n aar met baie plaak wat opgebou is en hierdie aar gaan dan later so geblokkeer wees dat die bloed glad nie daardeur kan vloei nie en dit veroorsaak dan jou hartsiektes. Wat is ateriosklerose? Hierdie is maklik 4 punte in die eksamen. Maak seker dat jy hierdie definisie baie goed ken. Dit is wanneer die binnewand van 'n koronêre arterie beskadig is, neig plaak om op daardie plekke laagies op te bou. Soos die plaak opbou, verhard en vernou die koronêre arterie en die bloedvloei na die hartbordes verminder. 4 tot 5 punte in die eksamen, 'n baie belangrike terminologie. Wat is die oorsake van hierdie ateriosklerose? Nommer 1, hoë cholesterol. Wanneer ons kosse eet wat baie versadigde vette bevat, wat baie hoog in die slegte cholesterol, LDL cholesterol is, dit kry ons gewoonlik wanneer ons ongelooflik ongesonde kosse eet. Tweede ding is hoë bloeddruk. Hoë bloeddruk is 'n risikofaktor vir ateriosklerose. Dan ook rook. Onthou, rook is baie sleg vir 'n mens. Diabetes. As ons 'n diabetes, is jy baie meer geneig om hartsiektes te kry. Vetsug. Nou onthou dat daar is 'n verskil tussen oorgewig en vetsug. Oorgewig is wanneer jou BMI net so hier by so by 26, 27, miskien 28 is. Vetsugtig is wanneer jou BMI 30 of meer is. Goed, so vetsugtigheid en dan is daar ook natuurlik die gesinsgeskiedenis. Ja, dit kan in ons gene wees dat hartsiektes in ons families hardloop. Dit kan in ons bloedlyn wees dat dit ook in ons families hardloop. So hierdie is die mees algemeenste oorsake vir ateriosklerose. Nou, hoe gaan ons
koronêre hartsiektes voorkom en hoe gaan ons dit bestuur? Nou as ons na die voorkoming en bestuur kyk, kan dit in 2 dele verdeel word. Die eerste gedeelte noem ons die dieetveranderinge en die tweede gedeelte noem ons lewenstylveranderinge. Nou die dieetveranderinge, hoe ek altyd vir die leerders laat onthou wat die dieetveranderinge is. Die dieetveranderinge is enige iets wat ek in my mond gaan sit. Enige kosse wat ek gaan eet. So met ander woorde, jy moet gaan kyk, wat mag jy eet en wat mag jy nie eet nie. Dit is die dieetveranderinge. Lewenstylveranderinge is dinge wat jy in jou lewe moet verander. Met ander woorde, as jy rook, moet jy ophou rook. As jy te veel alkohol inneem, moet jy minder of geen alkohol inneem nie. As jy geen oefeninge doen nie, moet jy begin oefeninge doen. As jy oorgewig of vetsugtig is, moet jy op 'n serieus reg eet program gaan, sodat jy gewig kan verloor, sodat jy in die regte spektrum vir jou gewig is, volgens jou lengte en jou liggaamsbou is. Goed, so dit is wat lewensveranderinge is. Onder lewensveranderinge is daar ook dinge so stres. Ons almal weet dat mense lewe vandag in 'n wêreld waar stres enorm is. Almal stres, almal het ongelooflik baie stres. Maar hoe meer ons stres en hoe meer ons 'n stresvolle lewe lei, hoe meer geneig is ons om hartsiektes ook te kry. Nou kom ons kyk na ons dieetveranderinge. Met ander woorde, wat moet ons in ons dieet insluit en wat moet ons uit ons dieet uitsluit? Die eerste ding is, vermy die inname van versadigde vette en transvette. Met ander woorde, ons moet minder rooi vleis eet. Onthou, jou rooi vleis kan jy vervang met vis, jy kan dit vervang met hoender, jy kan dit ook vervang met wildsvleis. Goed, so met ander woorde, ons moet minder versadigde vette en transvette eet. Die tweede ding is, ons moet ook die inname van ons cholesterol beperk. Nou die oomblik, as jy minder versadigde vette en transvette gaan inneem, gaan jy outomaties minder cholesterolkosse inneem. Die derde ding is, eet meer olierige visse, want jou olierige visse bevat onversadigde vette, met ander woorde omega 3, 6 en 9 vette, wat ook ons hart beskerm. Ons moet ook baie meer onversadigde vette inneem. Onthou wat ek gesê het, ons liggaam het vet nodig. Daar is sekere funksies wat vette in ons liggaam moet voldoen, maar dit is belangrik dat ons die goeie vette inneem en dit is ons onversadigde vette. Dan ook verhoog jou veselinname. Met ander woorde, eet meer volgrondprodukte, eet meer groente en vrugte, want dit bevat vesel. Hoekom is vesel so belangrik? Omdat vesel ons LDL cholesterol gaan verlaag. En onthou, jou LDL cholesterol is jou slegte cholesterol. Dit is die cholesterol wat jou are gaan blokkeer en wat hartsiektes en beroertes tot gevolg gaan hê. En dan laastens, beperk jou soutinname. Soutinname gaan lei tot hipertensie. Hipertensie staan ook bekend as hoë bloeddruk. Hipertensie staan ook bekend as hoë bloeddruk. En hoë bloeddruk lei dan ook tot hartaanvalle. Goed, so as ons net kan onthou, wat mag ons eet en wat mag ons nie eet nie. Met hierdie kennis wat ons het, kan ons na enige menu kyk wat hulle vir ons gaan gee. Ons kan na enige voedseletiket kyk wat hulle vir ons gaan gee. En ons moet hierdie nutriënte kan identifiseer. En ons moet kan sê, weet jy wat? Ja, hierdie produk is gesond vir iemand wat met 'n hartsiekte sit, of hierdie produk is nie gesond nie. Maar as jy hierdie 5 dieetveranderinge onthou, kan jy enige vraag in die eksamen beantwoord. As ons kyk na ons leefstylveranderinge, dan gaan ons sê dat ons moet meer oefen. Ons gaan sê dat ons moet ophou of ons moet beperkte alkoholinname vat.
Ons moet ons stres beter bestuur. Ons moet ook ophou rook. En laastens, ons moet 'n gesonde gewig handhaaf. Dit is belangrik. Kom ons kyk na 'n voorbeeld van 'n tipiese eksamenvraag. Hierdie is 'n hoë kognitiewe vlak vraag. Soos 'n bietjie 'n moeiliker vraag. Goed, ons sê hier, bestudeer die inhoud van die etiket van die somerbone, slaai jy onder en beantwoord die vraag. Dan sê dit, evalueer die geskiktheid van die voedingsinhoud van die slaai vir 'n persoon met koronêre hartsiektes. Onthou dat wanneer ons praat van evalueer, dan moet ons weet dat ons altyd 'n gevolgtrekking moet gee. So ons het 7 punte, een van daai 7 punte gaan vir my gevolgtrekking wees. Goed, om tot daai gevolgtrekking te kom, moet ons gaan kyk na ons voedseletiket. Nou onthou wat ek gesê het, dat wanneer ons kyk na ons voedseletiket, en hierdie is vir hartsiektes, wat mag ons eet en wat mag ons nie eet nie. So hier gaan ons kyk na ons vette, en onthou jou vette word in 3 gedeel, daar is versadigde vette, daar is transvette, en daar is onversadigde vette. Ons moet gaan kyk na ons cholesterol, ons moet gaan kyk na ons vesel, en ons moet gaan kyk na ons sout. Goed, so daai is met ander woorde die belangrike goed waarna ons gaan kyk, voordat ons hierdie vraag kan beantwoord. Nou ek het nou klaar vir julle sommer gehighlight, so daar het ek vir jou klaar gehighlight, die totale vette is 0,7, as ons kyk na ons versadigde vette en ons transvette, die twee saam is maar 0,2, en as ons na ons onversadigde vette kyk, dit is saam 0,5. Met ander woorde, wat kan ons sien? Dat hierdie produk bevat baie meer onversadigde vette as versadigde vette. Dan as ons kyk, is daar cholesterol wat 1 is, ons het die eetvesel wat 6 is, en dan het ons ook ons natrium wat 303 milligram is. Goed, nou, dit is belangrik om te weet, of daar genoeg die eetvesel is. Nou as ons gaan kyk, hoeveel die eetvesel per 100 gram is genoeg, dan sê ons boeke 6 gram. So hierso is 5,9, afgerond 6 gram, so met ander woorde, ons kan sê hier is genoeg die eetvesel in. En as ons gaan kyk na ons natrium, ons soutinname per 100 gram, dan praat die boeke van 1,5 gram. Hierso is 303 milligram. Met ander woorde, die soutinhoud van hierdie produk is ook baie laag. Goed, so hierdie soutinhoud is ook baie laag. En jou cholesterol inhoud is ook baie laag. Goed, so met ander woorde, nou gaan ons kyk of hierdie slaai reg is vir 'n persoon wat koronêre hartsiektes het. So met ander woorde, soos ek hier vir jou gesê het, watse inligting het ons nodig? Ons kyk na ons versadigde en onversadigde vette, ons het gekyk na ons cholesterol, ons het gesê dit is laag, ons dieetvesel het ons gesê 6 gram per 100 gram, so ons vesel is mooi en hoog, en ons gesê dat ons natrium moet wees 1,5 gram per 100 gram, maar hierdie is nie reg nie, want daai is milligram, so daai moet wees dat die sout is laag. Jou sout is laag. Goed, dis die enigste manier hoe jy hierdie kan beantwoord, as jy hierdie kennis het. Nou wanneer ons voedseletikette gedoen het, of wanneer jy voedseletikette gaan doen,
is daar 'n hele tabel in jou handboek wat wys wanneer is die eetvesel hoog, wanneer is die eetvesel laag, wanneer is sout hoog, wanneer is sout laag, wanneer is jou vette hoog, wanneer is jou vette laag. So vir hierdie siektetoestande van hartsiektes fokus ons op versadigde en onversadigde vette, transvette, ons kyk na vesel en ons kyk na sout. So gaan kyk in daai tabel, wanneer is dit te hoog, wanneer is dit te laag in 'n voedsel etiket. So in ons antwoord gaan ons dan sê, die slaai bevat vesel, want onthou ons het nou gepraat oor die vesel. Ons vesel is hoog en daarvoor gaan ons vesel, ons LDL cholesterol verlaag en omdat dit ons LDL cholesterol verlaag, gaan ons nie maklik 'n hartsiekte kry nie. So is goed vir ons hart. Nommer 2 het ons gekyk na ons cholesterol-inhoud. Die cholesterol-inhoud is laag en daarom sal dit ook 'n hartsiekte voorkom. Dan het ons gaan kyk na ons transvette en ons versadigde vette. Ons trans en versadigde vette is in 'n lae kapasiteit, maar ons onversadigde vette is in 'n bietjie 'n hoër kapasiteit, wat 'n goeie ding is, want ons onversadigde vette sal dan ook ons LDL cholesterol verlaag en daarvoor gaan dit ook ons hartsiektes voorkom. Dan het ons gekyk na die soutinhoud. Ons het gesê dat ons soutinhoud is laag en daarvoor sal dit ook dan hoë bloeddruk of hipertensie voorkom, wat dan ook 'n risikfaktor is vir hartaanvalle. En dan doen ons gevolgtrekking. Die nutriëntinhoud van die slaai is geskik vir die bestuur van koronêre hartsiektes. Goed, so dit is belangrik. 1 punt is vir jou gevolgtrekking en dan moet jy jou ander 6 punte kry van die inhoud van die voedseletiket. As jy weet, wat mag ek eet, wat mag ek nie eet nie, hoekom kan ek dit eet, hoekom kan ek dit nie eet nie, is dit baie maklik om 'n vraag soos hierdie te beantwoord in 'n eksamen. Kom ons kyk nou na hipertensie, hoë bloeddruk. Hoë bloeddruk, definisie, moet dit ken vir die eksamen, belangrike definisie. Algemene toestand waarvan die druk van die bloed teen die wande van die atree so hoog is, dat dit uiteindelik tot 'n gesondheidsprobleem soos 'n hartsiekte kan lei. Met ander woorde, in hierdie prentjie baie mooi wys dit vir jou, dat jou bloeddruk is baie hoog, dit druk teen daai wande, daai are gaan enige tyd pop, en die oomblik as daai are pop, dan gaan ons 'n beroerte kry, of 'n hartaanval kry. Wat is die oorsake? Daar is verskeie oorsake, nee? Geneties, weer eens, blameer jou ouers en jou grootouers, rook, self-inflicted, soos hulle sal sê, vetsig, ook self-inflicted, stres. Ons moet leer om ons stres te kan hanteer. Ons moet leer om oefeninge te doen, asemhaling oefeninge te doen, te gaan stap, iets te gaan doen om ons te laat ontspan en ons te help om 'n stresvrye lewe te kan lei. Hoë soutinname. Sout is 'n groot oorsaak van hoë bloeddruk. Jy is nie aktief nie. Jy doen geen vorm van oefening nie. En dan natuurlik die alkoholinname. Mense wat te veel drink, te veel alkohol inneem, veroorsaak ook hoë bloeddruk. Voorkoming en bestuur van hipertensie. Hoe kan ons dit bestuur? Met ander woorde, ons kom terug, ons moet kyk na ons versadigde vette en ons cholesterol. Dit moet verminder. So ons moet minder versadigde vette en minder cholesterol kosse inneem. Tweedens, moet ons kyk na ons soutinname. Belangrik. Dan moet ons kyk na voedsel wat ons kan eet wat goed is vir ons. Ons weet dat vrugte en groente is baie goed vir ons. Hoekom is groente en vrugte goed vir ons? Want groente en vrugte bevat vitamine, minerale, dit bevat vesel, dit bevat baie min versadigde vette. As ons kyk na avokadopere en ons kyk na olywe byvoorbeeld, dit bevat onversadigde vette, wat goeie vette is wat ons wil inneem, maar die versadigde vette wat jy in jou vrugte en groente gaan kry, is regtig baie min. Dan weet ons ook dat ons veselname moet verhoog. Daarom moet ons ook meer vrugte en groente eet, want onthou in ons groente en vrugte kry ons ook ons vesel, sowel as in ons volgraanprodukte.
En dan gebruik minder vet en olie wanneer ons kos voorberei. Met ander woorde, hier moet ons kyk na gesonder gaarmaak metodes. Gesonder gaarmaak metodes, soos om te stoom of eerder ons voedsel te braai, grill, soos die Engelsman sal sê. Goed, kom ons kyk na anemie. Dit is ons laaste siekte waarna ons vandag moet kyk. Anemie is 'n toestand wat voorkom indien daar te min yster, Vitamine B of foliensuur is in ons rooi bloedselle, sodat dit nie die suurstof na die res van ons liggame kan vervoer nie. Hierdie is 'n belangrike definisie. Jy moet hierdie definisie vir die eksamen ken. Hierso kan jy sien, hierso het ons 'n bloedplaatjie wat baie yster bevat, baie rooi bloedselle bevat. Hier het ons 'n bloedplaatjie wat baie min rooi bloedselle bevat. So daar's nie genoeg bloedselle om die suurstof na die res van ons liggame te neem nie. Hierdie is 'n normale bloedplaatjie en hierdie is een wat anemie aandui. Alright. Dan kom ons kyk na die oorsake. Swangerskap. Swangerskap is 'n groot faktor. Menstruasie. Veral wanneer meisies of vrouens baie erge menstruasieperiodes deurgaan en hulle verloor ongelooflik baie bloed tydens hulle menstruasie, kan veroorsaak dat hulle anemies word. Dan ook 'n tekort aan yster in ons dieet. Nou ons kry dit baie keer omdat ons op verslankingsdieete gaan. Met ander woorde, die oomblik as jy op 'n verslankingsdieet gaan, sny ons uit graanprodukte, want ons wil nie vet word nie. Ons sny dadelik uit ons rooi vleise, want ons wil nie vet word nie. Ons begin allerlei kosse uitsny uit ons dieet uit, wat ongelooflike baie yster bevat, foliensuur bevat en Vitamine B bevat. Goed, groei. Jy groei ongelooflik vinnig. Baie keer gebeur dit tydens ons tienerjare, waar ons baie vinnig groei. Jy weet mos, jou voete is groter as jou hande en die res van jou lyf byvoorbeeld. So wanneer ons vinniger groei, het ons liggaam ook meer bloed nodig en dan is daar ook nie genoeg rooi bloedselle nie, omdat ons nie gesonde kosse eet wat genoeg rooi bloedselle kan vervaardig nie. En dan laastens, daar is soms mediese toestande. Of partykeer gebruik ons 'n medikasie wat voorkom dat yster in ons liggame geabsorbeer kan word. Goed, so hierdie is die algemene oorsake van anemie. Dan, hoe gaan ons dit voorkom en bestuur? Nommer 1, ons moet genoeg voedsel eet wat yster bevat. Nou in graad 10 en graad 11 toe ons yster behandel het ons julle geleer dat daar 2 soorte ysters is. Ons praat van non-heme-yster en heme-yster. Onthou, heme-yster of heme-yster is dieselfde yster wat in ons are vloei. So ons gaan dit kry in dierlike produkte. Wanneer jy 'n dierlike produk eet, gaan daai yster onmiddellik in jou liggaam opgeneem word. Non-heme-iron of non-heme-yster kry ons in ons plantaardige produkte, soos spinasie en broccoli, bevat byvoorbeeld non-heme-yster. So ons liggame gaan dit opneem, maar hulle gaan dit net baie stadiger opneem. So as jy yster vinniger opgeneem wil hê, moet jy 'n dierlike produk eet. Dan onthou dat yster gaan makliker en vinniger opgeneem word wanneer ons dit saam met voedsel eet wat baie Vitamine C bevat. So in die eksamen kan hulle vir jou 'n menu gee en in die menu of in die spyskaart byvoorbeeld kan hulle vir jou sit lemoene, kiwis, mangoes, blou bessies, arbeie. Hulle kan vir jou baie vrugte en groente sit wat hoog is in Vitamine C. En dan moet jy onthou dat Vitamine C help met die absorpsie van yster. Watter groente is die hoogste, of wat se voedselproduk is die hoogste in Vitamine C? Wie kan vir my sê? Watter voedselproduk is die hoogste in Vitamine C? Nee, dit is nie lemoene nie. Nee, dit is nie narkies nie. Nee, dit is nie pomelos nie. Dit is 'n groen
russie. Daai russies wat jou mond brand, nee, chilies, soos die Engelsman sal sê. Groen russies, groen chilies bevat die meeste Vitamine C. So as jy nie wil siek word in die winter nie, eet genoeg van jou groen chilies op jou kos. En dan foliensuur. Foliensuur is ongelooflik nodig vir die produksie van rooi bloedselle. En ons meeste foliensuur kry ons in suiwelprodukte en ons kry dit in piesangs. En dan ook moet ons minder koffie en tee drink. Right, koffie en tee, daai kafeïne, bevat 'n produk wat ons noem tannien, en tannien belemmer die opname van yster. Nou baie interessant. In die oggende eet ons ontbyt en ons eet miskien 'n lekker lewer patty op 'n roosterbroodjie en dan drink ons 'n koppie koffie saam met dit. Instead om daai koppie koffie te drink, vervang jou koppie koffie liewers met 'n lemoensap, want dan het ons die lewer wat yster bevat en ons het die lemoensap wat Vitamine C bevat en dan die Vitamine C kan help met die opname van yster. Goed, so dis belangrik om dit te onthou. Baie oggende dan eet mense byvoorbeeld 'n lekker geurende maalvleis of pap, of hulle eet 'n lekker worsie en dan drink hulle koffie. Goed, dit is teenstrydig, want daai koffie bevat tannien en tannien gaan voorkom dat die yster in jou liggaam opgeneem kan word. Nou kom ons kyk na ook weer 'n tipiese eksamenvraag. Weereens, dit is 'n hoë kognitiewe vlak vraag. So is 'n baie moeiliker vraag. Met ander woorde, hier moet jy jou kennis kan vat en jy moet dit kan toepas op hierdie vraag. So bestudeer die inligting van die etiket, weer die somerbone slaai en beantwoord die vraag. Verduidelik waarom die slaai nie geskik is vir 'n persoon wat aan anemie ly nie. Waarom is dit nie geskik nie? Ons het nou net gepraat oor wat moet 'n persoon eet wat om te voorkom dat jy anemie het. Goed, met ander woorde, ons moet kyk, hulle moet yster inneem. Yster. En die yster moet wees van 'n dierlike produk. Jy moet inneem voedsel wat ryk is in Vitamine C. So as ons nou hier na die bestanddele kyk, daar is bone. Bone is 'n plantaardige proteïene. Dit is pitmielies, daar is botterboontjies, daar is neeboontjies, daar is groenboontjies. Dan is daar ook bietjie water, asyn, suiker, sout, styselkruie, seldery en suikermielies. So wat sien ons in hierdie lys van bestanddele? Wat ontbreek in hierdie lys van bestanddele? Daar is geen dierlike produk in wat hoog is in die heme iron of die heme iron nie, yster nie, en daar is ook niks wat ryk is aan Vitamine C nie. En dit is hoekom hierdie boneslaai nie geskik is vir 'n persoon wat aan anemie ly nie. So as ons na die antwoord kyk, dan kan ons sê geen dierlike produkte nie wat goeie yster of Vitamine B bevat nie, geen Vitamine C nie, en daar is ook geen foliensuur nie. Goed, met ander woorde, foliensuur het ons gesê, waar kom foliensuur voor? Foliensuur kom in piesangs voor, en ons gesê foliensuur kom in suiwelprodukte voor, en nie een van daai is verteenwoordig in jou boontjieslaai nie. So om hierdie vraag te beantwoord, moet jy na jou lys van bestanddele te kyk, om te sien of van daardie produkte in jou lys van bestanddele is. Goed, hier het ek het nou net vir julle baie mooi uiteenheid gesit, sodat jy mooi kan sien, peelgroente bevat yster, alhoewel hierdie yster word nie so goed soos yster van dierlike bronne geabsorbeer nie. Die slaai bevat nie 'n goeie bron van yster nie, die slaai bevat geen Vitamine B12 nie, omdat dit nie voedsel van dierlike oorsprong bevat nie. Vitamine C bevorder die absorpsie van yster, maar hierdie beslaai bevat geen bronne van Vitamine C nie, en dan is daar ook geen bronne van foliensuur nie. En onthou, foliensuur kry ons net in piesangs en in suiwelprodukte. Dis baie ryk in piesangs en suiwelprodukte. Goed, nou kom ons kyk na jou huiswerkaktiwiteit.
Ek is seker jou juffrou het nou klaar jou huiswerk vir jou uitgedeel. Julle het 20 minute om die 5 vrae vir die huiswerk te beantwoord en dan gaan ons kyk na die antwoorde om te sien of julle hierdie hoofstuk mooi verstaan en of julle verstaan presies hoe om hierdie vrae te beantwoord. Goed, kom ons kyk na ons antwoorde. Ek is seker julle almal het die antwoorde reg gekry en ek is seker dat dit vir julle maklik was om hierdie 5 vrae te beantwoord. Kies die korrekte antwoord. As die simbool hieronder op geprosesseerde voedsel verskyn, kan aangeneem word dat die voedselproduk aan die volgende standaarde voldoen. Hierdie simbool, dis jou hartsimbool. So met ander woorde, as jou hartsimbool daar is, wat sê dit vir jou? Dit sê vir jou dat dit laag in cholesterol is en dit is hoog in vesel. Dit is laag in cholesterol en hoog in vesel. Nommer 2. Kies die kombinasie van voedselsoorte met die hoogste versteekte soutinname. Ons almal weet biltong het baie sout. Ons almal weet dat aardappelskyfies het baie sout en ons weet dat gerookte weense worsies het baie sout. So die regte antwoord was nommer 1, 3 en 4. Kyk, nadelige uitwerking op bloedglikose vlakke, bloedcholesterol vlakke, bloeddruk of bloedlipiede. Ons weet dat as ons te veel sout inneem, veroorsaak dit hoë bloeddruk. Is nie die regte antwoord nie. Daar is nie die regte antwoord nie. Hoë bloeddruk is die regte antwoord. Die voedselverwante gesondheidstoestand geassosieer met die gebrek aan yster. As jy nie genoeg yster inneem nie, weet ons altyd in hierdie tyd dat ons die siektetoestand anemie gaan kry. En dan ons laaste kortvraag, die ysterbevattende proteïen aanwesig in rooi bloedselle, is dit kollageen, magnesium, sink of hemoglobien? En die korrekte antwoord is hemoglobien. Jy het dit ook geleer in graad 10 en in graad 11. Goed, kom ons kyk nou. Identifiseer 5 korrekte stellings in die lysie onder oor hoë bloeddruk. Skryf slegs die korrekte antwoord neer. Vermy geprosesseerde voedsel, dit is korrek. Verbruik genoeg kalium, magnesium en kalsium, dit is korrek. Eet genoeg hoender en vis, dit is nie korrek nie. Dit word deur oormatige natrium inname veroorsaak, dit is korrek. Sluit Vitamiene C by die dieet in om die absorpsie van natrium te help, dit is nie korrek nie. Dit verhoog die hart se werkslading, dit is korrek. Normale bloeddruk is 140/190, dit is nie korrek nie. Mense met anemie is meer geneig om aan hoë bloeddruk te ly, dit is nie korrek nie. Verminder die inname van eiers, dit is nie korrek nie. En dan die wande van die groter slagare verloor hulle natuurlike elastisiteit, dit is korrek. So ons korrekte antwoorde was A, B,
D, F en J. Goed, kom ons gaan kyk na die langer vraag. Bestudeer die spyskaart van ontbyt A en ontbyt B hieronder en beantwoord die vrae wat volg. Goed, nou kom ons kyk eers na ons vraag. Dit sê, verduidelik waarom ontbyt B tot atherosclerosis sal bydra. Ontbyt A. Goed, nou kom ons kyk eers, wat weet ons van atherosclerosis? Ons moet minder versadigde vette eet en transvette eet. Ons moet meer onversadigde vette eet. Ons moet meer vesel eet. Ons weet ook dat ons laer soutinname moet inneem, minder sout moet eet. Okay, ons moet ook minder cholesterol inneem. Dit is wat ons weet. Nou kom ons gaan analiseer hierdie spyskaart wat hulle vir ons gegee het. As ons kyk na sjokolade, croissant en room, al twee van hulle bevat versadigde vette. Goed, as ons kyk na margarien en die verromer, dit bevat jou transvette. As ons kyk na jou room en ook jou croissant, dit al twee bevat dan ook LDL cholesterol. Die enigste ding wat ons nie in hierdie spyskaart regtig baie van het nie, is jou vesel. Goed, want graanvlokkies is 'n verfynde koolhidraat en graanvlokkies bevat nie baie vesel nie. Goed, jy het wel breinbrood. Die breinbrood kan vir ons die vesel gee ook, so dis belangrik om dit ook te onthou, dat ons maar dis net breinbrood wat ons van kan kry. Nou is dit vir 6 punte. Verduidelik waarom die ontbyt nie so ontbyt tot atherosclerosis sal bydra. So as ons hierna kyk, daar is by verre te veel transvette, daar is by verre te veel versadigde vette, daar is by verre te veel LDL cholesterol en daar is by ver te min vesel. So nou het ons antwoorde, ons het ons klein raamwerkie gemaak en nou gaan ons dit net in goeie sinne neerskryf vir die eksamen. So in jou goeie sinne gaan jy sê, sjokolade, croissants en room bevat versadigde vette wat plaak vorm, daarom gaan jou slagare vernou en jou bloedcholesterolvlakke gaan verhoog. In daai een sin kan jy klaar 4 punte kry. In daai een sin. Dan hierdie voedsel is hoog in LDL cholesterol wat die slagare vernou. Jou margarien bevat transvette wat ook jou slagare gaan vernou en dan die spyskaart het heeltemal te min vesel wat jou LDL cholesterol kan verlaag. En jy kan dit sê, jou LDL cholesterol kan verlaag. So, deur net jou spyskaart te analiseer en daarin te bewys watter nutriënte is teenwoordig en watter nutriënte is in die minderheid, kan jy dit net bewoord en sê hoekom dit nie geskik is nie. Ons tweede vraagie is, gee 3 redes waarom die ontbyt A die beste keuse sal wees vir anemie. 6 punte. Wat weet ons van anemie? Ons weet dat ons moet yster eet. Ons weet dat ons moet vitamine B12 eet. Ons weet dat ons moet foliensuur eet. Ons weet dat ons ook vitamine C moet inneem. Dit weet ons. So jy moet daai nutriënte vir jou neerskryf, want daai nutriënte moet jy nou binne in hierdie spyskaart gaan soek. Goed, so kom ons kyk, daar's arbeie, veselperkers, kiwivrugte en skyfies. Al daai bevat vitamine C. Goed, dan is daar jou volgraan muesli en jou laagvet yoghurt. Dit bevat alles jou foliensuur. Dan is daar lewer. Lewer is 'n dierlike
bron van yster. So jou goeie yster is daarin. En daar is ook eiers. Nou lewer en eiers gaan alles ook Vitamiene B12 bevat. Goed, so met ander woorde, ons weet nou, daar is yster, die goeie yster, daar is Vitamiene B12, daar is foliensuur en daar is Vitamiene C. En nou kan jy dit in 3 goeie sinne gaan verwoord, wat vir jou 6 punte op die einde van die dag kan gee. So as ons kyk na ons antwoorde, arbeie is ryk in Vitamiene C. Vitamiene C help met die absorpsie van yster, 2 punte. Lewer bevat yster, jou goeie yster, wat kan help met die vorming van jou rooi bloedselle, nou het jy 4 punte. Muesli bevat foliensuur, wat nodig is vir die produksie van rooi bloedselle, 6 punte. Eiers bevat Vitamiene B12, wat help met die vorming van rooi bloedselle. Met ander woorde, dierlike bronne bevat heme-yster en is hoog in Vitamiene B12 en foliensuur. Maklik, jy het net onthou watter nutriënte moet jy inneem om te voorkom dat jy anemiek is. En sodra jy dit kan neerskryf, gaan jy terug na jou spyskaart toe en jy doen jou analise om te sien watter van daai nutriënte is dan binne in daardie spyskaart. En dan formuleer jy net volsinne vir jou antwoorde. Goed, huiswerk aktiwiteit, vraag nommer 4. Bestudeer die etiket hieronder en beantwoord die vraag. Dit sê, die tuna is geskik vir 'n persoon met hoë bloedcholesterol. Evalueer die geldigheid van hierdie stelling. Onthou dat as die woord evaluering daar staan, moet ons 'n gevolgtrekking gee. Dit gaan oor hoë bloedcholesterol. Met ander woorde, wat mag ek eet, wat mag ek nie eet nie, na watter nutriënte moet ons kyk? Ons moet kyk na vette. Onthou, ons kyk na versadigde vette, transvette en ons kyk na onversadigde vette. Ons kyk na cholesterol, ons moet kyk na vesel, ons moet kyk na sout. Goed, daardie is die nutriënte waarna ons moet kyk. Goed, nou gaan ons na ons etiket toe wat hulle vir ons gee. Hierso sê hulle ons totale vette is 0,8 gram. Die versadigde en die transvette saam is maar 2 en dan jou onversadigde vette saam is 0,4 gram. So met ander woorde, jou onversadigde vette is baie meer as jou versadigde vette. Jou cholesterol is 54 milligram, jou dieetvesel is 0,5 gram, dit is baie laag, en dan jou natrium is 360 milligram, wat ook baie laag is. Alright, so nou het jy jou etiket geanalyseer. Goed, nou kan ons gaan kyk na ons antwoorde. So wat weet ons? Die totale vetinhoud is laag. Onthou, die tuna is in water, so daar is geen addisionele vette wat bygevoeg word nie, en daarom gaan dit ook jou bloedcholesterol vlakke dan laag hou. As jy kyk na jou onversadigde vette is meer, daarom gaan dit jou LDL cholesterol verlaag, en dit gaan jou HDL cholesterol verhoog, wat jou goeie cholesterol is. Ook kyk ons na die transvet en die versadigde vette is laag, en daarom sal dit jou bloedcholesterol vlakke dan ook laag hou. As ons ook kyk na die vesel is laag, en ons weet dat ons vesel nodig het om jou LDL cholesterol laag te hou, so met daai verlaagde vesel gaan dit nie regtig bydra om jou bloedcholesterol vlakke laag te hou nie. En dan onthou, jou laaste punt is vir jou gevolgtrekking, die tuna is geskik vir 'n persoon wat ly aan hoë bloedcholesterol. Goed, want jou motivering is die punte wat jy hierbo gelis het. As jy weet wat die nutriënte moet jy inneem, hoeveel moet jy van dit inneem, is dit baie maklik om 'n voedseletiket te analiseer. En dan ons laaste vraag. Noem 3 dieetverwante oorsake van hoë bloeddruk. Oormatige sout, oorgewig,
onvoldoende inname van suiwelprodukte, en onthou jou suiwelprodukte gee vir jou magnesium, dit gee vir jou die kalsium wat ons nodig het, en die kalium, nee, onvoldoende inname van vrugte en groente, onthou hierdie vrugte en groente is hoog in vesel, en dan ook kan dit wees as gevolg van 'n oormatige alkoholinname. In die opsomming, leerders, kan ons sê dat aan die einde van hierdie les moet julle enige eksamenvraag kan beantwoord wat gebaseer is op hartsiektes, hoë bloeddruk en anemie. Jy behoort enige vrae te kan beantwoord wat gebaseer is op definisies, oorsake, behandeling en voorkoming van hierdie siektetoestande. Vir ons volgende les gaan ons kyk na die tweede gedeelte van voedsel en voeding, en ons volgende les handel oor voedseloordraagbare siektes, voedselbymiddels en voedseletikettering, waarna ons gaan kyk. Baie dankie, geniet die res van jou dag.